Ons sien U in al U werke, in ons medemens, in die natuur daar buite, maar veral sien ons U merke in die skrif, wanneer U met ons praat, dat klein lettertjies wat aan mekaar geryg word in woorde, in sinne, in parafrases in boeke, dat dit deurdring tot in ons diepste wese. Dankie Here, dat ons U kan sien in al U werke. Verheerlik U self dan ook met alles wat ons doen vanoggend. Vat ons klein geloof, ons ongeloof en vorm dit, Here, tot U eer. In Jesus se naam alleen. Amen. Ons teks kom uit Jeremia 32. Kansel Bybel is bladsy 657. Dit is die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het in die 10de regeringsjaar van koning Sedekia van Juda. Dit was die 18de regeringsjaar van koning Nebukadneser van Babel, wie se leer juis toe vir Jerusalem beleer het. Met ander woorde, ons praat nou so in die omgewing van 587, 588 en 586, daardie omgewing, afhangende van wat se beredenering ons volg. Die profeet Jeremia was in daardie tyd ingeperk op die binneplaas van die paleiswag van Juda. Met ander woorde, hy was in veilige bewaring gesit, daar by die paleiswagte van Juda, want hy het dinge gesê wat die koning Sedekia nie van gehou het. Koning Sedekia het Juda daar ingeperk en gevra, waarom sê jy die dinge as profeet? Jy sê, so sê die Here, ek gee hierdie stad in die mag van die koning van Babel. Hy sal dit verower. Met ander woorde, wat Jeremia eintlik gedoen het, was hoogverraad. Hy het gesê, luister, Israel gaan val. Koning Sedekia van Juda sal nie vrykom uit die mag van die Galdeërs nie. Hy sal beslis uitgelewer word aan die koning van Babel en persoonlik met hom praat en met hom met sy eie oë sien. Die koning van Babel sal vir Sedekia na Babel toe vat en hy sal hom daar laat bly, sê die Here. Dit is my straf vir hom. As julle teen die Babiloniërs oorlog maak, sal julle die nederlaag ly. Met ander woorde, die Here sê uitdruklik vir hulle, moenie dit eers probeer nie. Julle gaan tweede kom. Jeremia het vir Sedekia geantwoord, die woord van die Here het tot my gekom. Jou oom Salom, se seun Hanamel, sal na jou toe kom en sê, koop my stuk grond wat ek in Anatot het, is vir jou, want volgens die lossingsreg moet jy dit koop. Soos die Here gesê het my neef Hanamel na my toe gekom in die binneplaas van die paleiswag en vir my gesê, koop tog my stuk grond wat in Anatot is in die gebied van Benjamin. Dit is jou reg om dit te besit, jy het die lossingsreg. Koop dit nou vir jou. Ek het toe geweet dit is die woord van die Here en ek het die stuk grond wat in Anatot is by my neef Hanamel gekoop. Met ander woorde, al wat nou hierso gebeur het, Hanamel het waarskynlik nie seuns gehad nie. En daarom moes die naaste manlike bloedverwant dan die grond koop om te sorg dat die grond nie uit die familie uitgaan nie. En dan staan daar, ek het vir hom 200 gram silwer afgeweeg. Nou in die nuwe vertaling staan daar geskrywe 30 sikkels. Julle sal net verstaan hoekom ek dit uitlig. Nadat ek die kontrak geskryf het en die seël daarop gesit het en dit deur getuies laat teken het, het ek die silwer vir hom afgeweeg op 'n skaal. Toe het ek die koopkontrak met die voorwaardes en die bepalings daarop, die kontrak met die seël en die afskrif sonder die seël gevat en in die teenwoordigheid van my neef Hanamel en van die getuies wat dit geteken het en van al die Judeërs wat in die binneplaas van die paleiswag gesit het, vir Baruk, seun van Neria, seun van Magseja gegee. In hulle teenwoordigheid het ek vir Baruk beveel, so sê die Here die Almagtige, die God van Israel, vat hierdie dokumente, die koopkontrak met die seël en die afskrif sonder die seël en sit hulle in 'n kleipot sodat hulle lank kan hou. Die rede, die kleipotte was 'n tipe van 'n kluis gewees, maar dit het ook gehelp dat die dokumente nie klam word nie, bevord nie, dat hulle nie rotte kan by uitkom nie. Onthou dit was in perkament geskryf, met ander woorde gebreide vel en die rotte kon nogal daar invaar. Want so sê die Here die Almagtige, die God van Israel, daar sal weer huise en grond en wingerde in hierdie land gekoop word. Nadat ek die koopkontrak vir Baruk, seun van Neria gegee het ek tot die Here gebid, ag Here my God, U het die hemel en die aarde gemaak deur U groot mag, niks is vir U onmoontlik nie. U bewys U troue liefde aan duisende geslagte,
maar u straf kinders vir die sondes van hulle ouers. Groot en magtige God, u naam is Here, die Almagtige. Daar staan letterlik geskrywe, Yahweh Sabaoth. U besluite is magtig, u dade is groot. U sien alles wat mense doen. U gee aan elkeen wat hom toekom. U beloon elkeen volgens sy dade. Die tekens en die wonders wat u in Egipte gedoen het, doen u nou nog in Israel en onder mense. So maak u vir u naam tot vandag toe. U het die volk Israel uit Egipte laat wegtrek met tekens en met wonders, met magtige dade en wonderlike groot dade, waarvoor mense vreesbevange was. U het hierdie land vir u volk gegee, die land wat u met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het, om aan hulle te gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. U volk het gekom en dit in besit geneem, maar hulle was ongehoorsaam. Ons kerk van ongehoorsaamheid volgens. Hulle het die wet nie onderhou nie. Hulle het nie gedoen wat u hulle beveel het om te doen nie. Daarom het u al hierdie rampe oor hulle laat kom. Daar is beleringswalle teen die stad opgegooi om dit te verower. En die stad is deur die swaard en die hongersnood en die pes oorgegee in die mag van die Galdeërs wat daarteen veg. Wat u gesê het, gebeur nou. U sien dit self. En tog sê u, Here my God vir my, gaan koop vir jou 'n stuk grond met silwer en sorg dat jy getuies het. En dit nou na die stad en die mag van die Galdeërs gegee is. En die woord van die Here het tot Jeremia gekom. Ek is die Here, die God van die mense. Is iets vir my onmoontlik. Net tot sover wil saamlees die woord van die Here vanoggend. Mag die Here deur sy woord ook dan met ons praat. Het jy al by geleentheid absoluut oortuig gewees? Die Here sê vir jou iets, maar dit maak nie sin nie. Jy kan dit afmaak met die woorde, dalk het ek verkeerd gehoor. Jy kan dit afmaak as, dit is dom, dit is onsinnig, ek kan nie so iets doen nie. Dalk het die Here van jou iets gevra om iets te doen wat in die oë van mense uiters onverstandig sal wees. Om aan te hou glo in omstandighede wat totaal teenstrydig is, om te bly volhard, om steeds positief en opbouend voort te leef. Al sê alles rondom jou, stop dit. Jy's dom. Jy's op verkeerde pad. Dat daar miskien selfs binne in jou hierdie vraag kom, sê nou maar net, hierdie mense is reg. Dis my ervaring dat dit juis in tye van daardie vertwyfeling is, van daai stoei is, dat ons nader beweeg na God toe. Meer intens die Bybel lees en bid. Is dit nie juis in tye soos hierdie, dat ons stoei met wat ons glo, teenoor dit wat ons alledaags ervaar nie? Is dit nie dan dat die uitroep van Jesus aan die kruis, my God, hoekom het U my verlaat, ook by ons 'n kernpunt word van ons worsteling met God nie? Dat ons geloof tot die barre minimum gestroop word. Dis opmerklik dat hierdie woorde, my God, hoekom het U my verlaat, net by 2 van die 4 evangelies voorkom. Net by Matteus en Markus. Nou as jy gaan kyk, dan sê jy sien, Matteus is die evangelie wat Jesus uitwys as die koning wat sou kom. Markus wys hom uit as die diensknegt van die Here, na aanleiding van Jesaja. En dan leer ons met ander woorde uit die voorkoms van die uitdrukking in hierdie 2 evangelies, dat selfs konings en knegte, en almal tussenin, stoei soms met geloof. Wanneer doen ek die regte ding? Ek hoor die vrae wat gemeentelede vra oor waarheen is ons as gemeente op pad? Waarheen nou? Hoe nou? Dis vrae waarmee ons in die bestuur ook worstel. En waar ons ook antwoorde soek. Ons word net soos al die ander plattelandse gemeentes bedreig deur die ontvolking van die platteland. Die platteland is besig om dramaties te ontvolk. Ons krimpende lidmaatstalle
is 'n probleem. Die kwynende betrokkenheid by die kerk is 'n probleem. Finansiële druk om baie duur strukture in stand te hou is 'n bedreiging. En dan kom die opdrag van die Here aan Jeremia, is nie van raak ontslaaf van alles verkoop nie. Maar dan kom die woord van die Here en die Here sê vir hom juis, nou is die tyd om te koop. Nou is die tyd om te koop. En Jeremia hoor dit nie as 'n opsie nie. Jeremia hoor dit as 'n opdrag. En dan kry ons een van die mees volledige gedeeltes in die Bybel wat uiteensit hoe 'n kontrak in daardie tyd gedoen is. Die kontrak word opgetrek, die koopkontrak, die geld word beskikbaar gestel, die dokumente word geteken, deur die partye geteken, die getuies, daar word 'n seël opgesit op die oorspronklike dokument om te sê dis reg. Dit word in 'n veilige plek gebeere, die kruik wat op daai stadium die kluis van daardie dae was. Hoekom so baie detail? Want geloof is nie net woorde nie. Geloof is dade. Geloof is 'n werkwoord. Ek weet in Afrikaans is geloof 'n selfstandige naamwoord, maar in die terme van die Bybel is dit 'n werkwoord. Dit beteken, geloof is altyd aktief besig. Dis 'n saadjie wat ontkiem, dis 'n saadjie wat groei, dis 'n saadjie wat 'n boom word, wat gesnoei word, wat vrugte moet dra. Jeremia word hier uitgedaag met die woord van God wat in vers 15 sê, ek wil hê jy moet dit doen, want dit 'n voorbeeld wees vir die mense wat gaan sê, daar gaan later weer in hierdie plek gekoop word. Daar gaan weer geboer word. Daar gaan weer wyn wees, vreugde. In hierdie optrede van Jeremia lê daar 'n stuk gehoorsaamheid aan God, wat groot dinge met 'n klein groepie mense doen. Die Hebreëse woord vir hierdie klein groepie is oorblyfsel en die woord daarvoor is sherit. Dit kom geweldig baie in die boek van Jeremia voor. In totaal in die Ou Testament kom dit 66 keer voor. 24 keer daarvan net in Jeremia. Van die 24 keer is dit die meeste wat dit in die groot profete Jesaja, Jeremia en Esegiel voorkom. Want in hierdie 3 groot profeteboeke, die profete van die ballingskap, kom dit 37 keer voor, 24 keer in Jeremia. Maar as jy gaan kyk hoe hierdie begrip gebruik word, 57 keer wat hy in die Ou Testament in die profeteboeke voorkom, en dan is dit telkens hierdie groot klem van God werk met klein dingetjies, die klein saadjies wat groot bome word, wat magtige dinge begin. In beide Jeremia en Esegiel lê die klem op hierdie oorblywende groepie, hierdie oorblyfsel, lê die klem daarop, dat hierdie oorblyfseltjie is die saad van die toekoms. En daarom wil ek hê jy moet ook vanmôre daaraan dink, dat wanneer ons hier in die gemeente kleiner word, is ons die saad van die toekoms. God werk dikwels deur hierdie oorblyfsels. Mense wat volhard, mense wat getrou bly, mense wat nie vaskyk teen die minderheid van mense nie, maar die meerderheid van God alleen. Wanneer Samuel vir Dawid moet gaan salf, dan sien hy eers al Dawid se broers, en hy sien hulle is groot, magtige strijdmanne, oorlogsoldate. En dan sê God vir hom nie daarteen vaskyk nie. En dan kom Dawid daar, die klein rooierige mannetjie, en die Here sê vir hom, nee, jy moet ook nie daarteen vaskyk nie. As Elisa en sy knegt omring word deur die vyand, dan sê Elisa vir die Here, maak tog sy oë op, dat hy kan sien wie's rondom ons. God word nie beïndruk deur getalle nie. God word beïndruk deur gehoorsaamheid. En daarom vra God 'n vaste verbintenis aan hom, deur die verbond. En dis binne hierdie raamwerk van die verbond, wat ons net gehoor het, dat Jeremia ook hierso sê, hulle het nie die wet nagekom nie, hulle het nie binne hulle ooreenkoms met die Here gebly nie.
dat die Here sê, maar okay, dan moet julle nou maar tot niet gaan. Broers en susters, en dis gevaar waarmee ons ook staan. Dat ons nie bly by dit wat ons voor die kansel aan God beloof het nie. En dan moet ons nie vra, hoekom gebeur dinge soos ons dit sien nie. Ek en jy moet verstaan dat ons as gemeente betrokke is op talle maniere. Die 10de maand is een van hulle. Die offergawe soos net opgeneem het, is een van hulle. Maar ook elke keer wanneer iemand deurdiens doen, wanneer iemand tee skink, wanneer iemand anders gaan besoek wat in die hospitaal is of wat siek is, dan is ons besig om soos Jeremia die koopkontrak vir hierdie gemeente op te trek. 'n akte van geloof, 'n daad van geloof wat God van ons vra as gemeente. En waardeur God vir ons sê, ek is nog met julle. Ek is nog steeds God Immanuel, God met ons. Jeremia doen wat God vra, maar beteken nie dit als dan skielik glad verloop nie. En sonder uitdagings is nie, inteendeel. Die teenoorgestelde is waar. Jeremia beland in die gevangenis. En dan kom hy in vers 17 en hy sê, Here, U het die hemel en die aarde gemaak. Niks is vir U onmoontlik nie. En hoor jy die woorde van ons geloofsbelijdenis? Ek glo in God die Vader, die skepper van die hemel en die aarde. Dis wat ons sê. En dan kry ons daar die maar in vers 24. En julle weet mos hoeveel waardering het ek vir die woordjie maar in die skrif. Maar kyk, die stad word beleer deur die magtigste militêre mag van daardie dag. Belydenissstaal wat bots met wat my oë sien en my ore hoor. Geloof bots met waarneming. Jeremia weet God kan enigiets doen, maar hy sien net die teenoorgestelde. En tog is dit juis in hierdie spanning van ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp, dat ons sien dat geloof groei. Ware geloof is nie om nooit te twyfel nie. Ware geloof beteken dat ek aan God kan bly vashou, selfs wanneer ek twyfel. Jeremia se gebed is nie 'n gebed van ongeloof nie. Jeremia se gebed is 'n gebed van gelowige worsteling. Dis dieselfde worsteling wat ons by Jesus kry in Getsemane, as hy bid, as dit moontlik is, laat dit verbygaan. Dis dieselfde gebed wat ons in die kruis kry. Hoekom het U my verlaat? Ek gaan aan U bly vashou, selfs al sê my gevoelens wat. Dis in hierdie omstandighede dat God vir Jeremia opdrag gee om 'n stuk grond van sy oom te koop. Om nie net God met sy grootheid, met sy mond, God se grootheid te bely nie, maar ook om deur wat hy doen, te bewys, ek glo, en gestalte te gee aan daardie geloof in God. En nie op 'n halfhartige manier nie, maar volledig, met volle toewyding, die kontrak, die seels daarop, die nodige getuies, die transaksie moenie bevraagteken kan word nie. Niemand moet kan twyfel dat ek 'n ding doen wat ek doen, omdat ek glo dis wat God wil hê ek moet doen nie. Hoekom al hierdie moeite? Want geloof en vertroue is nie gebou op wensdenkery nie. Dis 'n daad van vertroue in God. Dis waarmee Jeremia besig is. En dis wat van ons as gemeente ook gevra word, om dit wat ons besluit en dit wat ons gaan doen, 'n daad van geloof en vertroue te maak. Wat Jeremia simbolies doen, het Jesus Christus volmaak gedoen. Hy is die ware oorblyfsel van Israel. Hy is nie net die een wat getrou bly wanneer almal afdwaal nie. Hy is regtig net die enigste een wat getrou bly aan God. Hy is die begin waaruit God 'n nuwe toekoms gee. Hy is die klein oorblyfsel, die klein saadjie, die enkel saad waaruit God 'n nuwe begin laat kom. En daarom kry ons dat wanneer ons in Openbaring 21 vers 6 lees dat Jesus die begin is, dan moet ons verstaan dit kom voor in die konteks van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Die klein oorblyfsel
wat met nuwe dinge begin. Toe alles verlore gelyk het, toe het Jesus sy lewe gegee. Paulus praat daaroor in Galasiërs 4 en hy sê, dit was die volheid van die tyd, dit was die regte tyd. Hy sê, Jesus koop ons terug met sy eie bloed, Galasiërs 3. En daardie bloed, die prys daarvoor, 30 silwerstukke, kry ons terug in Jeremia. Die bedrag wat daar afgemeet is vir die kooptransaksie. Christus word begrawe in geleende grond. Die graf. 'n klein stukkie grond daar in Jerusalem. Maar dit is daar waar die nuwe skepping begin. Waar die nuwe lewe begin. Want toe daar die graf oopgemaak word, ooprol, toe was Christus klaar nie meer daar nie. Hy het klaar opgestaan. En dis die simbool van God se nuwe begin. Wanneer ons die verhaal deur 'n Christologiese lens lees, met ander woorde, wanneer ons die verhaal lees wat ons van Jeremia met 'n soeke na Jesus daarin, dan lees ons nie vir Jeremia raak nie, maar die Here Jesus. Hy het ingekoop in ons verlore wêreld deur sy bloed aan die kruis, 'n daad wat in die oë van die wêreld onsinnig was. Vir wat wil jy sterf vir hierdie lot? Tog het daardie kruis vir my en vir jou die sleutel geword tot die ewige lewe. Hy het vir ons 'n erfdeel gekoop, sê Paulus in Efesiërs 1 en Petrus in 1 Petrus 1. Soos Jeremia sy koopakte in 'n kruik gebêre het, het God vir Christus in die kruik van die graf gebêre. Maar toe maak hy die graf oop, want nou is daardie kontrak geldig. Ek en jy het nuwe lewe, 'n nuwe begin in die opgestane Here Jesus. Jeremia gehoorsaam God. Hy koop die stuk grond in Anatot. Anatot wat waarskynlik op daai stadium reeds binne in vyandelike hande gelê het. En hy doen dit volledig wettig. En daarom kom Paulus in die Hebreërbrief, wanneer hy oor Jesus praat, dan sê hy Jesus het ten volle aan God se vereistes voldoen om my en jou te red. Soos Jeremia letterlik grond gekoop het in 'n tyd van ballingskap, word ons ook geroep om in Christus in te koop, om ons lewenshoop in hom te plaas, selfs wanneer die wêreld rondom ons dreig om in duie te stort. Ek het vroeër daarna verwys dat die begrip oorblyfsel in Jeremia en Esegiel veral verbind word met die goeie saad. Die Here self het gesê, as die saad nie in die grond val en sterf nie, kan dit geen vrug dra nie. Jesus sterf en ek en jy is die vrug daarvan. Toe alles vir die gelowiges in duie gestort het, toe die dood as die laaste vyand oënskynlik nie alleen hulle geloof finaal bedreig het nie, so wat die Babiloniërs Jerusalem bedreig het nie. Op daardie oomblik, toe die dood vir Jesus kom haal het almal gedink, dis verby, dis toegemaak, dis verseël, dis weggesluit. Maar wat gebeur? Toe word die graf oopgemaak. Toe gebeur waarvan Jesus gepraat het. Hy staan op uit die dood uit. En hy gee vir my en vir jou die ewige lewe. Ja, die grond wat Jeremia moes koop, simboliseer 'n belegging vir die laaste oorblyfsel, die laaste klein bietjie van Israel wat sou oorbly. Dat die vyand voor die mure van Jerusalem nie die laaste sê sal hê nie. Daar sal 'n terugkeer wees, vers 17. Die stuk grond simboliseer die oorblyfsel, daardie klein groepie mense, daardie klein bietjie geloof wat oorbly wanneer alles anders verlore gelyk het. Wanneer selfs ander gelowiges nie meer jou kan ondersteun nie. Net so daardie mense nie meer die pa kon ondersteun nie, die disippels nie die kind kon gesond maak nie. Dan bly ons hoop Christus alleen. En dit is deur hierdie oorblyfsel, deur diegene wat in Christus alleen bly vashou, dat God se beloftes sal bly voortleef. Jeremia se koophandeling sê, al lyk dit of alles verlore is, God se verbond sal bly staan. Hy hou 'n klein bietjie, 'n oorblyfseltjie oor. Hy bewaar lewe, selfs wanneer ons net agteruitgang sien.
Ons as gemeente ervaar nou ook die druk op ons met al die veranderings wat plaasvind. Wanneer 'n gemeente onder druk kom, klink die woord van die Here dikwels vreemd. Koop nou grond. Gaan nou aan. Bou nou voort. Kan ek vra, hoe lank, Here? Want ons weet nie hoe lank nie, want ons ken nie die tyd nie. Maar dan moet ons hoor wat sê die Here in vers 27. Ek is die Here, die God van alle mense. Is daar iets wat vir my onmoontlik is? Die grootste geloofsdaad wat ons as gemeente kan aanpak, is om in Christus Jesus te belê. Deur aan te hou om die evangelie te verkondig, deur aan te hou om ons geloof in Jesus Christus openlik en prakties uit te leef en uit te bou. Deur ons toewyding, deur ons liefde vir ons naaste, deur ons diens. Nie omdat ons seker is van ons getalle of van ons bankbalanse nie, maar omdat ons seker is dat hy alles nuut sal maak. Die gekoopte grond word 'n simbool van 'n gemeente wat kan sê, ons hou vas. Ons glo dat hier waar ons staan, kan God iets laat groei. Ons koop grond van hoop in Christus Jesus die Here. Jeremia koop grond vir 'n tyd, in 'n tyd van verwoesting, en word so 'n simbool daarvan dat God getrou is. Christus het ons wêreld gekoop met sy bloed, en so het hy vir elke gelowige 'n ewige erfdeel uitgedeel. Nou word daar van my en vir jou gevra, gemeentelid van Wolkberg gemeente, glo jy nog in Christus Jesus die Here? En dan kom die antwoord, tree dan so op, sodat God, by wie niks onmoontlik is nie, ons kan gebruik in sy werk. Amen. Here, ons hoor die woord in ons eie tyd en onsekerheid. Dankie dat U steeds met ons praat, selfs hier binne ons vrees. Leer ons om gehoorsaam te wees, om ook grond te koop in geloof, om in Christus te bly belê, al lyk dit vir die wêreld dwaas. Here, ons bring ons vrae en ons onsekerhede na U toe. Herinner ons dat U die Here is, die God van alle mense vir wie niks onmoontlik is nie. Laat ons gemeente 'n baken wees van hoop, 'n erdekruik waaruit daar lewende waters vloei volgens U beloftes, totdat U kom om ons te kom haal. En dit vra ons in die naam van Jesus Christus, die ware oorblyfsel, ons Here en Verlosser. Amen.